Goeiemôre mense, nog 'n dag, nog 'n geleentheid, 'n dag wat God gemaak het. Die tema vandag is die boom van kennis van goed en kwaad. Boom wat so baie invloed het op ons lewe. Ek gaan met die geleentheid om nog 'n boodskap met julle te deel. Het julle al gehoor dat daar gepraat word van die diereryk en die mensdom? Ek wil nie iets daaroor insinueer nie, want ek is self 'n mens, nee. Ek wil graag vir julle wys hoe maklik kan 'n mens 'n verkeerde besluit maak en gewoonlik iemand anders soek om te blameer vir jou fout. Ek glo die duiwel is slimmer as ons, of eerder slinkser as ons, en sy plannetjies teen ons werk nogal goed, en daarmee wil ek hom geen eer gee nie, want hy bly vuil goed. Sy tegniek is so eenvoudig, hy sit net 'n keuse op ons pad, wat so mooi en uitloklik is, en ons val daarvoor, soos die arme Eva met die verbode vrug. Die vrug was so mooi, en Satan se leuen daaroor het haar laat besluit om die vrug te eet. Die oomblik van as hy die vrug gepluk het sy nie gedink aan wat God se opdrag was nie. Net aan die mooi vrug wat lekker gelyk het. Sy was oorweldig. Oom Adam was so geskok toe hy haar die vrug sien eet het, dat hy ook nie gedink het dat sy verkeerd doen nie. En die uitwerking van die vrug, volgens die Satan, was die enigste wat waar was tydens die sondeval, want hulle oë het oopgegaan en kon so onderskei tussen reg en verkeerd. Ons het die vermoë om te onderskei van hulle geërf. Ons weet wat is goed en wat is sleg. Ons weet wat is duiwels en wat is goddelik. Die vraag is, groot vraag, antwoord dit vir jouself. Wat doen ons daarmee? Van daardie dag af tot vandag kon elke mens weet wat reg en verkeerd is. En kon elke mens 'n keuse maak of hy reg of verkeerd wil doen. Die enigste is dat ondanks die vermoë om die reg te kies oor die verkeerde, het baie mense van daardie dag af wetende gekies om verkeerd te wees. Nou dink ek weer aan die mensdom, en dit is hier waar ek dink 'n paar van julle gaan saam met my stem. Want hoe kan 'n mens wat weet wat die regte en verkeerde is, die verkeerde kies? Ja, dit maak nie sin nie. As ons kyk na die verloop van dat die mens wys geword het God met hulle ongehoorsaamheid gesukkel. Hulle was gestraf, verdrink, verlaat, vermoor, maar het nie gehoor nie, tot vandag. Ons kan vandag duidelik sien en leer uit die geskiedenis, en ons het 'n kans om reg te maak. Asseblief, ek vra vir elkeen wat nou luister, om saam met my die korrekte besluit te maak, om die regte ding te doen. Ons sit onsself in Adam en Eva se plek, met dieselfde keuse en dieselfde slang. Sal ons dieselfde keuse maak vandag, en weer vir die slang, vir die Satan, 'n houvas plek op ons te gee? Kom ons maak reg. Kom ons wees gehoorsaam en wees volgens Efesiërs 5, 'n wonderlike riglyn. Lees dit, gaan doen moeite daarmee, drink dit in, maak dit jou eie. 'n wonderlike geseënde dag vir julle almal in Jesus naam. Amen.